Ons sê dankie aan die musiekspan. Ons staan elke Sondag ook stil by die Heidelbergse Katekismus. Ons is vandag by Sondag 12. Ons gaan kyk na vraag 31 en 32. Vraag 31 is: waarom word hy, Christus, wat gesalfde beteken, genoem? En die antwoord daar is omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar wat aan ons die verborgde raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. So hy was die hoogste profeet en leraar. En dan tot ons enigste hoëpriester wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. Tot ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. So Jesus is profeet, koning en priester. En 'n baie hoëpriester in 'n besondere sin dat hy is self die offer ook. En hy is die hoëpriester. Nadat hy die offer gebring het, tree hy by die Vader in. Ons lees dit in Romeine 8 en veral in die Hebreër boek. Dan die volgende vraag is: waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, Romeine 12 vers 1, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Jy kan in die Pionier dit ook daar kry en daar's al die teksvers verwysings ook by. Ons skriflesing is vanoggend Romeine 11, ons is terug by die Romeine boek. Ons sal vanoggend weer sien, dit lyk asof Paulus nie Afrikaans behoorlik kan praat nie, maar hy praat ook 'n moeilike Grieks, dis hoekom die Afrikaans ook vir ons moeilik is. Ons gaan lees Romeine 11 vers 11 tot 22, maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons as u kinders so by mekaar kan wees in hierdie oggend. Dankie vir die onbeskryflike voorreg dat ons onsself Christene kan noem. Here Jesus, en dat ons u ons verlosser kan noem. Dat ons aan u kan behoort. Die grootste voorreg in hierdie wêreld. Dit moet elkeen van ons se harte opnuut opgewonde maak dat ons vir u kan ken en aan u kan behoort. Ons bid dat u deur u Gees ons harte op u sal rig, Here Jesus. Ons dankie vir hierdie geleentheid. Ons dankie vir die woord. En ons wil ook bid in hierdie oggend dat u verheerlik sal word. Ja Vader, dat u deur die verkondiging van die woord die lig op Christus sal laat val en deur die werking van u Gees u self ook sal verheerlik in ons midde. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees saam vanaf vers 11. Ons het verlede jaar November opgehou by Romeine 11 vers 1 tot 11. So ek gaan in die boodskap ook net weer die lyne saamvat, maar ons lees saam vanaf vers 11. Paulus aan die woord. Ek vra verder, hulle, dis is die volk Israel, het tog seker nie gestruikel net sodat hulle tot 'n val sou kom nie. Hoegenaamd nie. Inteendeel, deur hulle val het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak. As hulle val 'n verryking van die wêreld meegebring het en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer hulle volle getal. Vir julle uit die nie-Jode sê ek, in soverre ek dan apostel vir die nie-Jode is, strek dit my bediening tot eer, in die hoop dat ek dalk my eie mense jaloers kan maak en 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. As hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks anders nie as lewe uit die dood. As die eerste stukkie deeg heilig is, dan is die hele baksel heilig. En as die wortel heilig is, dan ook die takke.
En as 'n aantal van die takke van die makolyfboom uitgebreek is, en jy die wilde olyf tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel jou. Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is. Maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak. Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly, want ook jy kan uitgekap word. Het die Here die volk Israel finaal verwerp en afgeskryf? Dan praat ek van die fisiese volk Israel. 'n Vraag wat deesdae deur baie Christene gevra word, dis ons tema in die lig van die teks. Maar 'n vraag wat deesdae deur baie Christene gevra word, is die volk Israel steeds die volk van God? En wie is die volk van God? Die vraag word veral gevra omdat Israel die afgelope paar jaar weer in die nuus is, die oorlog teen Hamas in Gaza, en ook nou saam met die FSA, die huidige oorlog teen Iran, het Israel opnuut onder die soeklig gesit, is vol in die sosiale media. Die vraag het eintlik 'n merkwaardige historiese aanloop. In 70 na Christus is Jerusalem deur die Romeinse generaal Titus beleer, die hele Jerusalem is in puin gelê, en behalwe die westelike muur van die tempel, wat in Jerusalem oorgebly het, is die hele tempel afgebrand. Die westelike muur van die tempel wat oor is, die Jode aanbid daar, dis die klaagmuur, daar agter sien jy hom, dis die westelike muur. Hy is daar en die Jode aanbid by daardie muur, is 'n heilige plek vir hulle. In 1967 het hulle die spasie oopgemaak voor die muur. Nou hierdie vernietiging van Jerusalem is deur die Here Jesus self voorspel in Matteus 24, Lukas 21 en Markus 13, ook op ander plekke. In die laaste maande van die beleg van Jerusalem is daar 500 Jode per dag gekruisig. Julle sal onthou dat Jesus op pad was na die kruis, toe kom die vrouens na hom toe, dan sê hy vir hulle, moenie oor my bekommerd wees nie. As hulle dit met die groenhout doen, wat gaan hulle nie met die doohout doen nie? Jesus het verwys na dit. In die oorlog wat tussen 66 en 73 na Christus gevolg is, skryf Tacitus, Romeinse geskiedskrywer, dat daar 600.000 Jode gesterf het. Die Josephus, die Joodse geskiedskrywer, sê 1,1 miljoen Jode het gesterf. 97.000 is in slawerny weggevoer. En daarna is die Jode, alhoewel hulle die kerk geweldig vervolg het, is hulle deur die eeue vervolg. Jy kan jouself die guns doen, gaan lees dit 'n bietjie. En die hoogtepunt daarvan, of die laagtepunt sou mens kon sê, was in die Tweede Wêreldoorlog, toe 6 miljoen Jode in die konsentrasiekampe van die nasies gesterf het. En dan na 1878 jaar vind die menslik onmoontlike plaas en die Jode keer terug na Palestina. Op 14 Mei 1948, na 'n tydperk van amper 1900 jaar, word Israel weer 'n onafhanklike staat. Dink 'n bietjie, jy ontwrig 'n nasie vir 1900 jaar, en dan kom hulle weer met mekaar in hulle bestaan, met hulle eie land. Maar van die 48 af tot vandag was die Joodse staat voortdurend in 'n oorlewingsstryd betrokke, in oorlog met sy moslimbure. Gaan nie alles volledig noem nie. 48 die onafhanklikheidsoorlog, 56 die Sinai-oorlog, 67 die 6-daagse oorlog, 73 die Yom Kippur-oorlog, en dan in 82 die eerste Libanon-oorlog met die PLO, in 2006 die tweede Libanon-oorlog met Hezbollah, dan verskeie Gaza-oorlog van 2008 tot 2021, en dan in 2023 die Hamas-oorlog in Gaza, en nou die huidige oorlog teen Iran. Merkwaardige geskiedenis. Na amper 1900 jaar kom hulle by mekaar, en vir 78 jaar veg hulle net om oorlewing. Hulle is heeltyd in oorlog betrokke, want die moslimbure wil hulle van die aarde af uitdelg. En hulle raak net al hoe sterker. So daarom die vraag, is hulle die volk van God?
En baie mense dink so, sê hulle is die volk van God. In 'n sekere sin. Kom ek sê voorlopig dit. God is soewerein en in beheer van die geskiedenis en 'n definitiewe plan met die fisiese volk van Israel. En ek is nuuskierig om te sien hoe dit ontvou. Miskien volgende Sondag meer daaroor sê. Maar dis ons agtergrond. In ons teksgedeelte van vandag gaan Paulus begin om vir ons 'n antwoord en 'n perspektief te gee in watter sin die volk Israel steeds die volk van God is. Nou in Romeine 9 tot 11 worstel Paulus met die vraag, dit gaan oor Israel, hoekom die meerderheid van die Joodse volk en die leiers die evangelie van Jesus verwerp het, hoekom hulle Jesus, hulle Messias, verwerp het. Paulus getuig daarvan in Romeine 9 vers 2, in my hart ervaar ek ontsaglike droefheid en onophoudelike pyn. En in Romeine 10 vers 1, dan bid hy, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. En eintlik as jy daaroor dink, is dit skrikwekkend. Die volk Israel, die uitverkore volk van God, het Jesus, die Messias, wat deur die wet, die profete en die psalms voorspel is, verwerp. En na sy opstanding het hulle die evangelie verwerp, en so het hulle vir God self verwerp. Normale logika sou nou vra, is God nou volledig klaar met die fisiese nageslag van Abraham, die volk van Israel? Daarom vra Paulus die vraag in Romeine 11 vers 1, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? En dan antwoord Paulus in die sterkste ontkenning moontlik in Grieks, hoegenaamd nie. En dan toon Paulus aan dat God se verwerping van Israel net gedeeltelik was. Want deur die geskiedenis, soos in sy tyd, was daar altyd 'n oorblyfsel van die Jode wat in God bly glo het. En dan gebruik hy vir Elia en die 7000 wat nie die knie voor Baal gebuig het nie as voorbeeld. En dan daarom sê in Romeine 11 vers 5, net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. En daar's vandag nog 'n oorblyfsel. Want daar's Jode wat in Jesus glo, hulle is die oorblyfsel. In ons teksgedeelte van vandag begin Paulus weer met 'n vraag. Ek vra verder. Hulle het tog seker nie gestruikel net sodat hulle tot 'n val sou kom nie. Nou hier verwys Paulus weer na die oorgrootte meerderheid van die Joodse volk wat Jesus as Messias verwerp het, belangrik, wat Jesus as Messias verwerp het. Die vraag is hier, het die oorgrootte meerderheid van die Joodse volk gestruikel en gesondig in hulle verwerping van Jesus, net sodat hulle finaal tot 'n val sou kom en in 'n staat van afvalligheid sou bly? Dis eintlik die vraag. So hier het ons eintlik 'n tweeledige vraag. Eerstens, het die volk Israel gestruikel in ongeloof, want hulle die Messias verwerp, sodat hulle finaal in die verderf sou val en nooit weer sal terugkom na die Messias toe nie? Dis die vraag. Nooit weer sal opstaan tot geloof in Jesus nie. So is die volk Israel se struikel en val in ongeloof die finale en laaste woord oor hulle verhouding met die Messias. Dis die eerste vraag. Die tweede vraag wat daar uitkom is, was die doel van die volk Israel se sonde van ongeloof, hulle struikel, net sodat hulle sal val? So was hulle wegval van God in ongeloof 'n doel in sigself? Paulus antwoord soos in Romeine 11 vers 1 antwoord hy weer, hoe genaamd nie. Dan verder in vers 11 maak Paulus vir ons as te ware die deur na God se plan met die volk Israel in die uitwerking van sy ewige raadsplan op 'n skreefie oop. Sodat ons kan sien hoe God die verlossing in Christus na die heidene nasies bring. Dan sê Paulus, inteendeel, deur hulle val, het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak. Nou hierdie is 'n geheimenis in God se raadsplan. Wat moeilik is om te verstaan, Paulus maak dit net so op 'n skreefie oop. Die feit dat die Joodse leiers, asook die grootste gedeelte van die Joodse volk, Jesus as Messias verwerp het, en na die Jesus se opstanding ook die evangelie verwerp het, het God gebruik om die verlossing in Christus aan die heidene te gee. So hulle verwerping en God se verwerping van hulle het God gebruik om die verlossing na die
heidene te bring. Dis wat Paulus sê. 3 punte hier. Eerste is, Jesus het dit voorspel in sy bediening. Matteus 21:43 sê Jesus vir die Jode, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer. Die koninkryk was vir hulle bedoel. Hy sê die koninkryk sal van julle af weggeneem word en aan 'n ander volk gegee word. En in Matteus 8:11-12 sê Jesus, ek sê nou vir julle dat baie uit die ooste en die weste sal kom en saam met Abraham en Isak en Jakob aanleen om te eet in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk, nou dis 'n spreek in die wat die Jode verstaan het, dit wys aan die fisiese nageslag van Abraham, die kinders van die koninkryk, sal na die duisternis daar buite verban word. Daar voorspel Jesus dit. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So daardie huidige geslag is verlore. Jesus het dit voorspel. 2. Jesus, en hierdie is 'n geheimenis. Jesus is deur die Joodse raad oorgelewer om gekruisig te word. Met die Joodse volk wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom. En so is Christus gekruisig vir die sonde van die wêreld. So die Jode se verwerping van Jesus en dat hulle hom oorgee om gekruisig te word, het gebring dat Jesus gesterf het vir die sonde van die wêreld, van sondaars, Jode sowel as heidene. Die derde is die Joodse volk het die evangelie verwerp, behalwe vir 'n oorblyfsel. En die heidene het in groot getalle tot bekering gekom, sodat hulle baie gou baie meer was as die Jode wat geglo het. En dis vervul in Paulus se bediening. Ons lees dit oor en oor in Handelinge 13:46 sê Paulus vir die Jode, die woord van God moes eers aan julle verkondig word, maar aangesien julle dit verwerp en julle self nie die ewige lewe werd ag nie, kyk nou wend ons tot die heidene nasies. En dan lees ons in vers 48, toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here en hulle het gelowig geword. Dis 'n voorspelling of 'n waarword van die voorspelling. Nou Paulus se wens is dat die Jode jaloers sal word wanneer hulle die seën sien wat die heidene ontvang omdat hulle in Jesus glo. En dan in vers 12 en vers 15, tot op hierdie punt lyk alles net swart en donker vir die Jode, vir die Joodse volk. Dan in vers 12 en vers 15 begin 'n liggie van hoop vir die Jode, vir die Joodse volk flikker. Paulus begin om te verduidelik dat God se beloftes aan Abraham en van sy beloftes deur die profete, byvoorbeeld Jeremia 31, jy kan gaan lees daar, in die toekoms nog tot vervulling sal kom vir die volk Israel. Daarom sê hy in vers 12, as hulle val, dit wil sê hulle verwerping van Jesus, van die Messias, 'n verryking van die wêreld meegebring het en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer hulle volle getal. Nou wat sê Paulus hierso? Die Joodse volk se val, hulle ongeloof in Christus, hulle tekort, hulle verlies, dat hulle deur hulle ongeloof nie meer deel van God se volk is nie, het die deur oopgemaak dat die res van die wêreld, die heidene nou verryk kan word om deur geloof in Christus God se kinders te word. Die sleutel is hier die woorde, hoeveel te meer hulle volle getal. Die ESV, how much more their full inclusion mean. Die good news, ek sê dit by, dis 'n parafrase, then how much greater the blessings will be when the complete number of Jews is included. Hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowige geword het nie. Nou, die eerste plek sê hulle tekort, hulle verlies, die feit dat hulle die Messias verwerp het gemaak dat die evangelie na die heidene nasies gegaan het. Nou sê Paulus, hulle volle getal gaan soveel meer seën bring. Nou wat is die volle getal? Die volle getal wys op 'n baie groot deel van die volk Israel wat hulle sal bekeer en in die toekoms tot geloof in Jesus sal kom. So wat sê Paulus dus? As God die ongeloof van die Jode en hulle verwerping
van Christus as volk kon gebruik om 'n deur oop te maak dat die heidene nasies tot geloof kom, hoeveel te meer sal God nie die volk Israel se bekering tot Christus kan gebruik om die nasies te seën en te verryk nie. Paulus herhaal dieselfde waarheid in vers 15. Daar lees ons, as hulle verwerping vir die wêreld versoening gebring het, dit wil sê dat die wêreld versoen is met Christus, hulle verwerping, hulle het Christus verwerp en hulle is verwerp deur God, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Dit beteken hulle aanneming, hulle word aangeneem deur God, niks anders nie as lewe uit die dood. So God se verwerping van die volk Israel, van wie hulle ongeloof in Christus, het die deur oopgemaak dat die heidene nasies van die wêreld deur geloof in Christus met God versoen is. Daarom wag daar 'n skouspel wanneer die volle getal Jode tot geloof in Christus kom en deur God aangeneem word as sy volk. Dit sal 'n skouspelagtige wonderwerk wees. Dit sal iets wees soos wat ons sien in Jesegiel 37, waar die doodsbeendere lewend geword het en 'n magtige leermag. Moontlik is dit dan waarvan Paulus hier praat in vers 12 en 15, 'n vervulling van Jesegiel 37. Baie geleerdes glo dat die volle getal van Israel, ons gaan eintlik volgende week daarby uitkom, net voor Jesus se wederkoms tot bekering sal kom en dan dat die lewe uit die dood, nie net hulle geestelike opstaan nie, maar ook die opstanding van die dooies met die Here Jesus se wederkoms, waarvan die volle getal van Israel wat dan tot bekering gekom het deel sal wees. In vers 16 gebruik Paulus dan verder twee beelde om te verduidelik hoekom daar nog 'n volle getal moet inkom. Hoekom daar 'n groter deel van die volk Israel die Messias wat Jesus is sal aanvaar. Hoekom daar 'n baie groter deel as die klein oorblyfsel wat tans glo voor Christus se wederkoms in Christus sal glo. En die beeld is ook nie so eenvoudig om onmiddellik te verstaan nie. Hy sê as die eerste stukkie deeg heilig is, dan is die hele baksel heilig. En as die wortel heilig is, dan ook die takke. Nou die eerste beeld van die stukkie deeg kom uit Numeri 15, vers 17 tot 21, waar 'n brood as deel van die eerste baksel aan die Here gewy word. Jy bring dit, dis die eerste brood, dis die eerste vrugte eintlik, en dan is die hele oes of dan is die hele baksel aan die Here gewy. Dis soos wanneer jy jou tiende gee. As jy jou tiende vir die Here gee van wat ook al jy mee besig is, dan is die res ook aan die Here gewy. Nou die twee beelde, dis die klein stukkie deeg. Die twee beelde dieselfde boodskap. Die eerste stukkie deeg, sowel as die wortel, dui op Abraham, die vader van die geloof en die aardsvaders. Nou kan jy dalk wonder, nou hoe kom 'n mens daarby uit? Maar as jy net verder lees, in vers 28 word dit duidelik dat die wortel is Abraham en die aardsvaders en God se beloftes aan hulle. En die hele baksel, wat dan ook aan God gewy is, en die takke dui op die volk Israel, die fisiese nageslag van Abraham. Daar praat Paulus van die fisiese nageslag van Abraham, die takke en die hele baksel. Ons lees in vers 28 net om te motiveer waar ek dit vandaan kry. Daar skryf Paulus, ons gaan volgende week daarby uitkom, wat die evangelie betref is hulle, dis die volk van God, die volk Israel. Wat die evangelie betref is hulle, die volk Israel, wat nie die Messias aanvaar het nie. Vyande van God, dit kom julle ten goeie, maar kragtens die uitverkiesing, wat God aan Abraham beloof het, is hulle geliefdes om die aardsvaders ontwil. Beteken God is nog nie met hulle klaar nie. Hulle, as hulle Jesus verwerp, is hulle verlore, maar God is nog nie met hulle klaar nie. Dit wil sê as gevolg van God se beloftes aan Abraham se nageslag, het God die volk Israel, dis die takke, die hele baksel, nog nie finaal afgeskryf nie, en sal God 'n volle getal, hoeveel dit ook al mag wees, tot geloof in Christus bring. Anders gestel, God skort nie sy beloftes
op nie, al neem dit eeue. Die fisiese nageslag van Abraham, die takke, die volk Israel, sal ontvang wat God beloof het. God sal op 'n stadium 'n groot gedeelte van die volk Israel terugbring na Jesus toe. Hoekom? Omdat die wortel, Abraham en die aardsvaders aan God behoort en geanker is in hom, dis die wortel, en daarom is hulle verbind aan die takke. Nou in vers 17 gaan Paulus verder, en gebruik Paulus die bekende beeld van die olyfboom, wat in die Ou Testament gebruik is om die volk van God uit te beeld. Dis 'n algemene beeld in die Ou Testament om die volk van God te beskryf. In Jeremia, vers 16 lees ons, skaar die ryke olyfboom met mooi gevormde vrugte, het die Here jou genoem. Dis maar een plek. Op vele ander plekke praat die profete oor die volk Israel as 'n olyfboom. Nou deur die beeld van die olyfboom verduidelik Paulus hoe mense uit die heidendom, uit genade deur geloof in Christus, deel van God se volk geword het. Hy gebruik die vyeboom om dit te verduidelik. En hy sê daarom moet hulle nie hoogmoedig wees teenoor Jode wat nie in God glo nie. As lees vanaf vers 17 weer. En as 'n aantal van die takke van die makolyfboom, die makolyfboom is die volk Israel, uitgebreek is, die makolyfboom is die volk van God, en jy die wilde olyf tussen die takke ingeënt is en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. Nou eers verduidelik Paulus dat die Jode, wat die natuurlike takke van die olyfboom is, deur God uitgebreek is, deur ongeloof. Dit was so in die Ou Testament, en as hulle nie in Jesus glo nie, is hulle ook uitgebreek, omdat hulle deur ongeloof in Jesus verwerp is. So Jode wat in ongeloof Christus verwerp, is dus uitgebreek van die olyfboom af. En wat betref hulle saligheid verlore. Dan gebruik Paulus 'n bekende praktyk van inenting, wat die meeste van u ken, om te verduidelik hoe die heidene, wat deur wilde olyfboomtakke voorgestel word, deel geword het van 'n makolyfboom, die volk van God. En hoe het hierdie inenting plaasgevind? Deur geloof in Christus is die heidene ingeënt in die volk van God. Nou gewoonlik, dis die algemene praktyk, is 'n makolyfboomtakke op 'n wilde olyfboom ingeënt. Maar daar was ook in Oud Israel die gebruik om wilde olyfboomtakke op 'n makolyfboom in te ent. Dis histories opgeteken. Nou dis hierdie tuinbou beeld wat Paulus gebruik. Nou Paulus gebruik die beeld van inenting om 'n geheimenis in God se verlossingsplan vir die mensdom te verduidelik. Nou 'n geheimenis, as Paulus van 'n geheimenis praat, dat beteken dit dis nie iets wat moeilik is om te verstaan nie, maar dis iets wat toe was en later oopgemaak is. So dit was bedek en later het bekend geword in daardie sin. En die geheimenis van die Jode of van die heidene se inenting in die makolyfboom het eers met Jesus se koms sigbaar geword. Jy tel dit op in die Ou Testament, maar dis nie so duidelik nie. Paulus verduidelik die geheimenis in Efesiërs. Efesiërs 3 vers 9, die geheimenis wat vir eeue lank verborge was in God. En dan in Efesiërs 3 5 tot 6 spel hy dit verder uit. Hy sê die geheimenis is deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename in Christus is. Hulle is ingeënt, soos die vorige prentjie mooi gewys het. Takkie van die wille olyfboom is gevat, hy is fisies ingeënt, maar die stam is die stam van 'n mak olyfboom. Dis die volk van God. Dis 'n geheimenis dat God heidene wilde olyftakke deur geloof in Christus inent en mede-erfgename van die volk van God maak. Paulus beskryf die ondenkbare geheimenis, want vir die Jode was dit ondenkbaar, dat hier nou heidene ook ingeënt word in die volk van God. En soos wat julle vanoggend hier sit, as ek julle so kyk, is julle almal uit die heidene uit, en nie
uit die Jode uit nie. So julle is almal ingeënt. Almal ingeënt. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. En soos daai prentjie mooi wys, die wat ingeënt is, wat gegroei het meer geraak as die natuurlike mak-olyfboomtakke. Want die Christene het meer geraak as die Jode wat Christene geword het. Die Christene uit die heidendom het meer geraak as die Christene uit die Jodendom. Nou dis net genade. Dis net genade. Dis wat Paulus hulle bewaar. Dis net genade dat jy glo. Daarom waarsku Paulus gelowiges uit die heidendom in vers 18 tot 20 om op geen manier hoogmoedig te wees teenoor Jode wat die Messias Jesus in ongeloof verwerp nie. Daarom sê in vers 18, as jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie. Wortel is Abraham, beloftes. Maar die wortel jou. Jy sou dan sê, daar is takke uitgebreek sodat ek op die wortel ingeënt kan word. Goed en wel, dis deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Letterlik staan daar vrees. Paulus waarsku om 2 redes teen hoogmoed. Die eerste is die eerste rede vir die waarskuwing teen hoogmoed. As gelowiges uit die heidendom is julle uit genade gered deur geloof alleen. Julle het niks om op te roem nie. Julle is gered uit genade alleen deur geloof. Dis het jy geen rede om te roem nie. Jou voorgeslagte kom uit die heidendom. Dit is nie verbind aan Abraham nie. Efesiërs 2:8-9 wil Paulus dit baie duidelik stel. Hy sê, hoekom die heidene nie kan roem nie, en hy skryf dit in Efesiërs, heidense gemeente, gelowiges wat uit die heidendom uitkom, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. En veral nie oor 'n Jood wat nie glo nie. Dit geld ook vir my en jou. En die tweede rede hoekom hulle en ons nie hoogmoedig mag word nie, is die verlossing kom uit die Jode. Of jy nou daarvan hou of nie daarvan hou nie, die verlossing kom uit die Jode. Wilde olyfboomtakke, die heidene, word deur geloof in Christus op die mak-olyfboom, die volk van God, ingeënt. Nou word die ingeënte wilde olyftak ondersteun deur die wortel van die mak-olyfboom. En die wortel is Abraham. Nou daai boom is, ek lees, is amper 3000 jaar oud. Die wortel is dikker as die stam van die boom. Die wortel is Abraham en God se beloftes aan hom. En daarom, deur geloof in Christus word heidene kinders van Abraham. Want Abraham is die wortel. Daarom skryf Paulus aan die gelowiges uit die heidene in sy Galasiërsbrief, julle sien dus dat die wat glo, die heidene wat glo, kinders van Abraham is. Hulle word ondersteun deur die wortel, Abraham, want al die beloftes van Abraham geld ook vir die heidene wat glo, want as wilde olyftakke is hulle ingeënt op die mak-olyfboom. Daarom skryf Paulus ook in Galasiërs 3:29, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham, hy is die wortel, en erfgename kragtens die belofte van God. Ons is almal ingeënt. Nou is ons terug by die vraag, wat ons in die begin gevra het, wat ek al so deels geantwoord het, is die volk Israel steeds die volk van God? Party mense dink, hulle is die volk van God, en die kerk is ook die volk van God. Wie is die volk van God? Kom ek antwoord dit so, wat Paulus hier sê in hierdie teks. Alle gelowiges uit die heidendom, Afrikaners, Europeërs, Xhosas, Himbas, Chinese, Indiërs, is as wilde olyftakke ingeënt op die mak-olyfboom, die volk van God met Joodse wortels. Maar vorm saam met
gelowige Jode, wat die natuurlike olyftakke is, wat die Messias aanvaar het, die wat hom nie aanvaar het nie, is afgebreek, vorm die volk van God. So daar is een mak olyfboom, een volk van God. Jesus het nie twee bruide nie. Daar sit een volk van God. En dis deur die Messias. Die mak olyfboom het natuurlike olyftakke in die eerste plek. Dis die oorblyfsel Jode wat in Jesus glo. En die mak olyfboom het wilde olyftakke wat ingeënt is. Dis gelowiges uit die heidendom. En God se volk, die mak olyfboom, het een wortel vir die natuurlike takke en die ingeënte wilde takke. Die wortel is Abraham, die vader van die geloof en God se beloftes aan hom. Gelowiges uit die Jode, die oorblyfsels en uit die heidene vorm saam die volk van God. Dis die volk van God. Daar's een olyfboom. Daar's een volk van God. Daarom noem Paulus die gelowiges in Galasiërs 6 vers 9 die Israel van God. Die 83 vertaling vertaal die ware Israel. Dis moet ons sê, etniese Jode wat nie in Jesus glo nie, is nie deel van God se volk nie. In die sin dat hulle gered is nie. Die volk Israel is dis nie God se volk nie, buite Christus is hulle verlore. Maar dit is egter nie God se laaste woord oor die etniese volk Israel nie. Ons gaan volgende week stil staan by die volle getal Jode wat in die toekoms deur God aangeneem sal word, omdat hulle deur God se uitverkiesing verbind is, nog steeds aan beloftes wat God gemaak het aan hulle op grond van Abraham. En dit wat in die toekoms gaan gebeur, en die wêreld gaan verstom staan oor die wonder wat voor hulle oë sal afspeel, wanneer die doodsbeendere van ongelowige en afvallige Israel, dit wil sê die huidige volk Israel, opstaan uit die dood. En opstaan uit die dood beteken een ding, terugkeer na die Messias, na die ware Messias deur geloof. Dis al wat dit beteken, tot eer van God. Dis nie die terugkeer van die volk Israel na die land Palestina, hoe groot wonder dit ook al mag wees, dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die opstaan van uit die doodheid na die lewe is net terug na die Messias toe, Jesus, deur geloof. En dit gaan plaasvind deur die krag van God tot eer van God. Maar Paulus is nog nie klaar met sy waarskuwing aan die gelowiges uit die heidendom nie. Hulle is uit genade gered deur geloof, en daarom mag daar van enige hoogmoed geen sprake wees nie. Vers 19 lees ons, jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Nou daar is 'n olyfboom wat sy takke gesnoei is, wat uitgebreek is. Dan sê Paulus, goed en wel, dis deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is daar deur jou geloof. Net deur jou geloof. Nie eer ander wonderlike rede nie. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Geliefdes, jy moet dit nooit vergeet nie. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons is wilde olyftakke, wat ingeënt is op die mak olyfboom van God se huisgesin. Dit is net genade. Jy het ontvang uit genade deur geloof. Moenie dit vergeet nie. Moenie dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Moet ook nie daarop roem nie. Moet op geen manier daarop hoogmoedig wees nie. Daarom sê Paulus aan die Korintiërs, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Let op Paulus se woorde aan die einde van vers 20. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. So do not become proud, but fear. Ons is tog so bang vir die woordjie vrees. Bang mense word bang. Is nie verkeerd om ontzag vir God te hê nie. Moenie, die 53 vertaling, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, sê Paulus. Hoekom vrees? Ontzag vir God, die vrees van die Here, Yir'at Jahweh in die Ou Testament, ware geloof en die besef dat jy uit genade gered is, vul jou hart altyd met die vrees van die Here. As jou hart nie gevul is met die vrees van die Here nie, is jy nie gered nie. As jy nie ontzag vir God het in jou hart nie, wat jou lewe stempel nie, is jy nie gered nie. Met ontzag vir God, dit vul jou hart, omdat jy uit genade gered is. Waar kerklidmate God se genade as vanselfsprekend aanvaar, wat gebeur dan?
En dan in selftevredenheid en gemaksig leef soos hulle wil, want hulle is mos in elk geval gered, verdwyn die ontzag vir God. Waar die voorreg, en hoor mooi wat ek sê, waar die voorreg om deel te wees van God se huisgesin, jou nie meer vul met 'n uiterste dankbaarheid, passie en ywer vir die Here nie, maar jy in selfsug die gemeente gebruik soos dit jou pas, verdwyn die ontzag vir God. Elkeen maak net soos hy lus het. Hy word die koning op sy eie kluit. Want dis hom, dis hy en die Here. Jy's deel van die huisgesin van God. Sommiges kom net kerk toe as daar iets op hulle gegooi word. Water by die doop, konfetti by die troue, of grond op jou kus by die begrafnis. As dit gebeur in jou lewe, is die ontzag vir God lankal weg, en dan is die rooi ligte aan. Is jy kind van God? Geliefdes, ons moet met vrees en bewering onsself ondersoek of ons waarlik glo en waarlik genade ontvang het. Want dalk het hoogmoed reeds ingeslyp en jou blind gemaak vir die toestand van jou hart. Paulus skryf moeilik hier, maar dis die punt wat hy wil maak aan hierdie heidense gelowiges, of die gelowiges, nie heidense gelowiges nie, gelowiges uit die heidendom in Rome. Daarom Paulus se ernstige waarskuwing in vers 21 en 22. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, dis die Jode, nie geglo het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Ek leer die takke daar rondom die boom. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak. Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly, want ook jy kan uitgekap word. Wat sê Paulus? Dis deur ongeloof en opstand teen God dat Jode afgesny is van God se volk. Dit was so in die Ou Testament, ook so in Paulus se tyd, is vandag ook nog so. Dit geld nie net die Jode nie, maar ook ons wat die evangelie hoor. Nou hier's bepaalde probleme in hierdie teks wat ek nie nou kan aanspreek nie. Die punt wat Paulus hier maak is, dis net deur ware geloof in Christus, dat jy wat ingeënt is in die makolyfboom en so deel geword het van God se volk, deel sal bly van God se volk. Dis hoe jy in God se goedheid bly, deur volharding en geloof. Enige takke wat deur valse geloof hulself aan die olyfboom van God se huisgesin verbind, sal uitgekap word. Geliefdes, sien ons dit nie rondom ons gebeur nie. Mense wat voorheen bely het, hulle glo in Jesus, hulle het Jesus lief, draai om, stap nie meer die pad nie, verloon Jesus openlik, predikante. Hulle is ook nie skaam daaroor nie. Hulle is uitgekap vanweë hulle ongeloof. Ons sien dit in hele denominasies van kerke en gemeentes, waar valse lering oor Christus kerke binnendring, mense vergiftig, kerklidmate, kerke verlaat, kerke se deure uiteindelik gesluit word, afgekap. Oor die eeue het dit afgespeel in die geskiedenis waar kerke verdwyn het. Klein-Asië, Turkye, die eerste 7 gemeentes. Gaan maar soontoe, hulle is nie meer daar nie. Miskien in Smyrna. Hulle is nie meer daar nie. Is afgekap. Noord-Afrika, wat die hart van die Christelike sentrum was toe Augustinus se kerkvader was, afgeskeur van God se genade. Tans sien ons dit in groot dele van Europa, waar kerkgeboue se deure sluit en die woord van God nie meer verkondig word nie. Kerkgeboue word te koop aangebied. Skotland. Net in Skotland word duisende kerke verkoop. Daai mooi kerke wat jy daar sien, dit is almal te koop. Jy kan hulle gaan koop as jy wil. Jy kan vir jou kerk gaan koop. Hy's leeg. Die woord van God word nie meer verkondig nie. Daar's nie meer 'n gemeente wat daar by mekaar kom nie. Dit was lewendige gemeentes. Hulle is nie meer daar nie. In Europa word kerkgeboue gebruik as moskees. Daai kerkgebou het die moslems gekoop, hy's nou 'n moskee. Daai kerkgebou is omskep in 'n kroeg. Hy's omskep in 'n kroeg. Daai kerkgebou is omskep in 'n nagklub. En ander, soos daai, staan net leeg en vervalle. Afgekap. God se genade.
Dis simbolies van gemeentes wat voorheen deel van God se huisgesin was, nou afgekap is van God se genade. Daarom die feit dat jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Of is dit sommer net vir jou iets, ek doen dit wanneer ek lus is, ek is baie rustig daaroor. Moenie dit doen nie. Neem dit ernstig. Die woord van God word nie meer daar verkondig nie. Daar is nie meer gemeentes wat deel is van die makolyfboom van God se huisgesin en volk nie. Hulle is uitgekap. Geliefdes, ook Pionierspark kan uitgekap raak. Hoe gaan die kerkgebou lyk oor 100 jaar? Gaan hierdie gemeente wees? Gaan ons lyk soos Europa? As ons nie bidend waak dat die ware evangelie van Jesus Christus hier verkondig en hier geleef word nie, en ons die lewende Here in gees en waarheid aanbid nie, kan hierdie deure van hierdie kerkgebou toegemaak word, en die deure van 'n kerkgebou word toegemaak, omdat die gemeente nie meer daar is nie. Kan hier ook gebeur. Mag die Here vir ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende Here. U wat na ons kyk in U goedheid, maar ook in U strengheid. Dankie dat U ons begenadig het deur geloof in Jesus Christus. Vul ons harte opnuut met 'n passie en 'n ywer vir U, dat ons deel kan wees van U geloofsgemeenskap, van U kerk, van die makolyfboom, ingeënt. Ons verdien dit nie. Abraham is ook ons wortel. Die beloftes wat vir hom gegeld het, die tot vervulling gekom in ons lewens. Ons eer U, ons loof U, ons prys en aanbid U daarvoor. Ons bid, Here, dat U ons sal vul met U Gees, dat ons met passie en toewyding en ywer vir U sal lewe. Ons bid dit om Jesus ontwil.